Hallo graad 12, ons is nou by vraag 2 van vraagstel 1 en dit gaan altyd gaan oor die aard van wortels. Nou, wat jy moet onthou van die aard van wortels is, op die inligtingsbladsy het jy hierdie formule nog steeds, maar die aard van wortels gaan net oor daai stukkie onder die vierkantswortel, soos ek hier in hierdie tabelletjie aangedui het vir jou. En dan wat belangrik is, jy gaan ongelukkig hierdie moet gaan leer. Ok? Wat beteken elkeen van hulle as jy dit uitgewerk het? So as jy kry dat x is groter as 0, daar's 2 van hulle, dan is dit nou rasionaal en ongelyk of irrasionaal en ongelyk. Maar hoe weet ek wie's wat die ene? As dit rasionaal en ongelyk is, die eerste ene, dan beteken dit jy sit met 'n volkome vierkant. Dit wil sê 'n getal wat jy in 'n vierkantswortel kan sit en hy werk presies uit. Soos byvoorbeeld 4. 4 se vierkantswortel is 2. Vat 100. 100 se vierkantswortel is 10. Maar as jy byvoorbeeld 'n getal kry soos 13 en 26 en 50 en so, en jy tik dit in op 'n sakrekenaar, gaan hy vir jou 'n desimale antwoord gee. Dan is dit nie meer 'n volkome vierkant nie, dis beteken dit is irrasionaal en ongelyk. Ok. Dan die ander 2 wat jy kry dat die diskriminant, dis eintlik ook wat hulle dit noem, ek moet dit dalk vir jou skryf, dat hierdie formule staan ook bekend as die diskriminant. So as die diskriminant dan in die derde geval gelyk is aan 0, dan is jou aard van wortels, jou beskrywing, rasionaal en gelyk. En as hy kleiner as 0 is, dit wil sê enige negatiewe antwoord kry jy nadat jy die sommetjie gedoen het, dan is dit nie reëel. So ongelukkig gaan jy nou die tipe goedjies maar moet gaan ken, hoor. Daar's nou nie 'n ander manier om dit te sê nie, so gaan let op wat jou antwoorde is en wat die beskrywing is vir elkeen. In graad 11 het jy hierdie tabelletjie gekry, en my huidige graad 11's, julle het dit in julle boeke. Goed, so hoe lyk die vraag van die vraestel? Die eerste ene. Kom ek let gou eers op hierdie. Ek sien die vraag, en ek weet dit gaan oor die aard van wortels, en as ek hierdie hele vergelyking kry, dan moet ek altyd onthou dat ek werk slegs met dit wat onder die wortel is, as ek enige iets moet beskryf rondom die aard van die wortels. Maar, kom ons kyk vir 1 punt wat die eerste vraag vra. Die eerste vraag vra, jy moet die numeriese waarde bepaal van k, waarvoor die wortels ongedefinieerd sal wees. Soos jy nou mooi sal onthou, die tabelletjie het nie iets wat sê ongedefinieerd nie. Maar in graad 8 het jy al geleer, dat wanneer jy enige getal deel met 0, enige getal, 5, minus 10, minus 1 miljoen, go for gold, gaan jy altyd 'n antwoord kry wat ongedefinieerd is. Ok? So as dit die geval is, bedoel hulle nou hier dat jy moet kry dat jy deling deur 0 kry. Nou jy sien, jy sit hier met 'n breek. So jy gaan onder die breek fokus, en jy gaan net daai gedeeltetjie gelyk aan 0 stel, om te kan sien, wat moet ek in k se plek vervang om 0 te kry. So goed, as ek dan nou my antwoord gaan begin, dan gaan ek begin met 2.1.1 en sê 20 minus k is gelyk aan 0. En al wat jy kan doen is, jy kan sommer die k oorvat, dan raak hy positief. Dan kan jy sien die waarde, die numeriese waarde van k moet 20 wees, om deling deur 0 te veroorsaak, wat ongedefinieerd is. Reg, nou uiteindelik by 2.1.2 vra hulle, beskryf die aard van wortels indien die waarde van k gelyk is aan 2. So nou is ons by die aard, nou is ons by die gedeelte onder die vierkantswortel. Nie die hele ding nie, asseblief. Hulle gee juist die hele ding vir jou, om van jou te toets en jou vaardigheid te toets, weet jy watter deel van daardie hele vergelyking gaan jy gebruik. Hulle wissel dit natuurlik. Partykeer gee hulle net dit vir jou, en partykeer gee hulle vir jou die hele ding, soos in hierdie geval. Maar goed, terug by
by die vraag. So vir ons om die aard te kan beskryf, moet ons die diskriminant gaan uitwerk, nee. En ons het neergeskryf of in die tabel in die vorige skyfie gesien dat die diskriminant se formule is b² minus 4ac. So, gaan ek hierdie ding gebruik? Nee, nie regtig nie, want hulle het klaar vir ons daar gegee. So, ek gaan nou net begin met wat hulle vir my gegee het. So, hulle gee vir my onder die vierkantswortel die 1 plus 40k, en as ons dan wil hê, of gegee is dat die waarde van k gelyk is aan 2, gaan ek nou daai k-waarde net vervang met 2. So, kom ek wys vir jou hoe lyk dit. Dis 1 plus 40 in hakies 2, en dit werk op 81. En nou daai antwoord is die antwoord van my driehoekie. En ons het gesê, as die driehoekie groter is as 0, positief, dan kan hy een van 2 wees. Rasionaal en ongelyk, en of irrasionaal ongelyk. En toe het ek vir jou gesê, jy vat hierdie antwoord, en jy kyk, pas hy in 'n vierkantswortel, en werk hy presies uit. Nou, hy werk presies uit, jy kry 9. So dit beteken, dis 'n volkome vierkant. Ek gaan sommer nou so afkort, dis 'n volkome vierkantsgetal, wat dan beteken, jou aard van wortels is groter as 0, en hy is groter as 0 met 'n volkome vierkant, so jy gaan die bewoording skryf van rasionaal en ongelyk. En dan het jy hom beskryf. Reg, so jy moet daai tabel ken om hierdie werk te kan doen, andersins gaan jy baie sukkel met hierdie vraag. En dan die laaste vraagietjie, gelukkig vraag 2 is baie lekker kort, daar's nie baie punte gewoonlik oor die aard van wortels nie. Die laaste vraagietjie vra, bepaal die waardes van k as dit die vergelyking is, maar hulle soek reële wortels. Nou, graad 12 en graad 11, as iets reëel is, dan gaan die diskriminant groter wees as 0, en die diskriminant gaan gelyk wees aan 0. Okay? Dit kan nie kleiner wees nie, want kleiner as beteken 'n negatief, en 'n negatief is nie reëel. So, wat ons dan gaan doen is, ons gaan dan kyk, eerstens, is dit in 'n 3-term vorm? Ja, want ons wil mos nou die diskriminant doen, en vir die diskriminant om dit te kan doen, moet ek 'n A, B en 'n C hê. Nou goed, kom ons doen die invervanging op hulle plekke. Ons maak gebruik van hakies, en omdat ek nou gesê het, vir iets om reëel te wees, moet dit groter en gelyk aan 0 wees. So ek gaan my ongelykheidsteken so skryf. Okay? Die invervanging, die B-waarde is minus 4, die A-waarde is 3, en die C-waarde is nou die letter K, want dit gaan ons lei na wat is die waardes van K. Goed, nou doen jy maar net jou berekeninge, hierdie gee 16, hierdie gee minus 12 K, groter en gelyk aan 0. Nou my raad en advies aan jou is, as dit 'n negatief is, die maklikste om foutloos te werk is, vat hom oor, dat hy positief raak, sodat ons nie die ongelykheidsteken verkeerd deel nie. So, dit maak dit net makliker. Jy kan nie minus 12 K los, jy kan hom hier los en die 16 oorvat, maar dan moet jy asseblief onthou, as jy dan gaan deel met die minus 12, verander daai teken se rigting van 'n groter as na 'n kleiner as toe. Waar hierdie wat ek nou vir jou in groen gewys het, aansienlik makliker is, want dan gaan jy nie hoef te onthou om daai ding te verander nie, want waarmee ek nou gaan deel, is 'n positiewe getal, en as ek deel met 'n positiewe getal, verander sy rigting nie. Okay? En as jy natuurlik dit uitwerk, kry jy 4/3, groter en gelyk aan K. Okay, maar ek voel ek moet dit tog vir jou wys dat jy dit net sien, dat sou jy die minus 12 K gelos het, en die 16 oorgevat het, dan sal jy nou saam met my stem dat die 16 raak minus 16. Maar nou as jy gaan deel, okay, jy gaan nou deel met 'n negatief, dan gaan jy die rigting moet verander. So jy kan nou sien, my rigting het van 'n groter as na 'n kleiner as beweeg. En dan sluit ons dan natuurlik af met wat ons hier kry, K is kleiner en gelyk aan
4 op 3. Nou, op die oog af, lyk dit nou anders as dit. Maar, hoe lees ek hierdie goed? Jy lees altyd van die letter af. So as ek nou van kie af lees hierso, dan lees ek kie is kleiner en gelyk aan 4 op 3. En as ek hom lees ek van die letter af. En as ek van die letter af lees, kie is kleiner en gelyk aan 4 op 3. So hy lees dieselfde. Ok. Nou goed, moenie vraag 2 probeer enigstens as jy nie die moeite gedoen het om jou tabel te gaan leer nie. En hoe jy die diskriminant bereken nie. Gelukkig die diskriminant, daai ouetjie daar, kom van jou kwadratiese formule af wat op jou inligtingsbladsy is. Jy gebruik net die gedeelte onder die vierkantswortel. Goed, graad 12 en 11, ek sien julle by vraag 3.